Here, die week is al amper weer op sy einde, en dikwels kry ons nie eers alles in 'n dag gedoen wat ons graag wil doen nie. Soms onnodige goed, Here, wat ons onnodig rondjaag en weghou van U af. Here, bring ons nader aan U, Here, dat ons altyd, Here, vir U in ons oog sal hou en U leiding sal volg. Amen. Die olyfboom. Die olyfboom is 'n simbool van God se teenwoordigheid en seën. Dit dra die boodskap oor geloof wat standvastig, vol olie en vrugbaar bly. Psalm 52 vers 10. Maar ek is soos 'n groen olyfboom in die huis van God. Ek vertrou op die goedertierenheid van God vir ewig en altyd. Olyfbome groei baie stadig, maar kan ook baie oud word. Dit is 'n immergroen boom en in die Bybelse tyd is die olyfolie vir kook en salwing gebruik. Die duif het vir Noag 'n olyfblaar gebring na die ark. Van die oudste olyfbome is ongeveer 1500 tot 2000 jaar oud en dit is wetenskaplik getoets. Olyfbome neem so baie vog deur hulle blare op dat die vruggie uit byna 30% olie bestaan. Ons moet leef van God se dou, sodat ons kan vrug dra tot eer van sy naam. Ons moet die wortel skiet in God, dat die sterk winde van die lewe ons nie kan omwaai nie. God roep ons tot gehoorsaamheid. Hy vra dat ons hom sal vertrou en nie sal staat maak op ons eie mensgemaakte verdedigingsmeganismes nie. Die Heilige Gees help ons om ons harte oop te maak vir God oor alles wat ons verkeerd doen. In die oomblikke waar ek en jy nie bereid was om vir ander 'n seën te wees nie, waar ek eerder iemand anders afgebreek het in plaas van om daardie persoon op te bou. By God alleen is daar vergifnis, as ons deur die krag van die Heilige Gees ons sondes bely. Soos die olyfboom moet elke druppel dou wat ons indrink, maak dat ons kan vrugte dra. Ons moet olyfboom Christene wees, wat sterk staan in die geloof. Ware geloof groei nie oornag nie, dit neem tyd, geduld en volharding, maar groei standvastig in die geloof. Die Heilige Gees is die olie wat my en jou lig laat brand. Die olyfboom neem jare om volwassenheid te bereik. Selfs 10 jaar voordat dit begin vrugte dra ook, maar daarna dra dit vir eeue lank vrug. God werk stadig in ons lewens, sodat wanneer ons begin vrug dra vir hom, ons sal aanhou daarmee. Ons moet nie moed verloor wanneer dit vir ons voel niks gebeur in ons lewens nie. God werk stadig maar seker. God vra volharding. Hy vra dat ons olie ander se wonde sal salf. Ons moet vrug dra tot eer van God en tot seën van ander. As Christen is ek en jy ook gesalf met die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die olie wat lig gee, sodat die wêreld God se waarheid in elkeen van ons lewens kan sien. Amen.